net terwyl ons musikante elkeen hulle plekkie neem. Ek vertrou dat deur die persoonlike wandel met die Here in die eerste plek gedurende die week en die ernstige gebede vir die eredienste en elke ander byeenkoms van ons gemeente gedurende die week en die feit dat een hierdie oggend stil geraak het voor die kerk gekom het. En die feit dat jy kom sit het met 'n geboue gees en 'n ontvanklike hart. En dit wat ons nou as gemeente saam gedoen het, vertrou ek dat jou hart gereed is vir die saad van die Here. U weet dat saad die vermoë het om rots oop te breek. Wanneer saad in 'n skeurtjie inval en daar's grond en die Here sorg vir reën en sonskyn, dan ontkiem daai saadjie en dit breek 'n rots oop. En daarom is saad nie net altyd iets wat lekker is en verblydend en gemaklik nie. Wanneer daai saadjie vanoggend in jou hart inval en dit is dalk in 'n skeur van die rots, is dit my gebed dat daai saadjie die rots sal oopbreek en dat daar iets wonderliks tevoorskyn sal kom en dat die Here kan trots wees op sy gemeente wat hy hier geplaas het in hierdie kerkgebou. So welkom, maar wees ook versigtig. Mag die Here ons ryklik seën. Vader, U is die God van die hemele, God van die aarde, wat U geskaap het, en alhoewel die vyand met sy planne hoogtyd vier en al sy bose werkers van ongeregtigheid probeer om hierdie aarde in besit te kry, weet ons, Here, U bly koning bo alle konings en Here van alle Here. U is die heilige van Israel, U is die heilige van U kerk, en U sal triomfeer, soos wat U reeds triomfeer, en U sal U doel bereik, ook in hierdie oggend met hierdie erediens en met hierdie boodskap. Praat met U gemeente, dat ons verstaanbaar kan hoor, kan luister en kan verander. Ons bid dit uit U genade, want ons kragte is min. Amen. Vriende, kom ons lees saam uit Efesiërs hoofstuk 6. Ons is op die drempel, ons moet amper klaar maak. Ek het vandag vir ons 'n boek geskryf. Ek het met die Here gepraat oor die boek ook. Hier's verskriklik baie inligting en inligting. Ek gaan nie alles met julle kan deel nie, ek sou graag wou. Maar daar's nie tyd en plek dat ek hierdie hele boek met julle deel nie. Maar ek gaan met julle deel wat belangrik is. Efesiërs hoofstuk 6, ons is amper klaar met ons reeks uit Efesiërs uit. Ons begin lees by vers 18, as julle my sal vergun. Kom ons begin by vers 17, net vir praktiese doeleindes. Nou, ons is reeds klaar met die helm, maar dis net een lang sin, so ons wil die volle sin kry waar hy begin. En neem aan die helm van verlossing en die swaard van die Gees, dit is die woord van God, terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees, en juis daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges, en vir my, sodat die woord my gegee mag word as ek my mond oopmaak om met vrymoedigheid die verborgenheid van die evangelie bekend te maak waarvoor ek gesand is in kettinge, sodat ek daarin vrymoediglik mag spreek soos ek moet spreek. En dat julle ook my omstandighede kan ken, hoe dit met my gaan. Alles sal Tychicus, die geliefde broeder en getroue dienaar in die Here, julle bekend maak. Ek het hom juis daarvoor na julle gestuur, dat julle ons omstandighede kan ken en hy julle harte kan troos. Vrede vir die broeders en liefde met geloof van God die Vader en die Here Jesus Christus. Die genade sy met julle almal wat ons Here Jesus Christus in onverganklikheid liefhet. Amen. Amen, vriende. So verlede keer, toe ons by mekaar was, het ons afgesluit met hierdie woorde baie spesifiek net so. Ek het vir u gesê, vriende, ja, ons moet vir mekaar bid, vir gesondheid, vir voorsiening, vir die Here se hulp en leiding,
Maar bo alles moet ons vir mekaar bid om vrymoedigheid te hê om die evangelie bekend te maak in die wêreld daar buite. En toe sê ek amen en toe sluit ons die diens af. Die enigste doel van ons gebede behoort te wees dat die naam van die Here Jesus Christus verheerlik moet word. Maar vandag beweeg ons een tree nader aan die hart van God met betrekking tot ons kommunikasie met hom. En Paulus voeg by in Efesiërs 6 vers 21 en hy sê, en dat julle ook, kyk in jou teks, my omstandighede kan ken, hoe dit met my gaan. Nou julle sal onthou verlede week het ons mekaar gesê, Christene behoort mekaar te beskerm soos soldate in die oorlog. Ons behoort by mekaar te bly. Ek het nog nooit in enige oorlog of in enige soldate opleiding gesien dat soldate geleer word om elkeen in sy eie rigting in te hardloop nie. Wanneer daai groep, daai peloton by mekaar is hulle by mekaar. En as die vyand begin om hulle af te maai, dan bly hulle by mekaar en hulle sal selfs die gesneuweldes optel en op hulle skouer dra tot hulle by 'n veilige plek kom. Dis hoe soldate in die oorlog mekaar beskerm. En dit is vir my hartseer wanneer ons kyk na die moderne kerk en dat die moderne kerk nie meer soos daardie soldate is wat mekaar beskerm nie. Want is elke eier op sy kluip, ons het sulke groot oë, sulke klein oortjies en ons hoor alles en ons sien alles, maar niemand is deel van mekaar se lewe nie. Sodat julle my omstandighede kan ken, hoe dit met my gaan, sê Paulus. Nou, mense omstandighede het 'n geweldige impak op jou effektiwiteit as kind van God. En ek sê dit met 'n grin hier op my gesig, julle moet dit asseblief sien. En daarom moet ons vir mekaar bid vir die omstandighede waarin ons is. Want as een van my broeders swaar kry, dan begin hy oneffektief raak vir die koninkryk. En wanneer een van ons broeders of susters oneffektief is in die koninkryk, dan raak die gemeente oneffektief in die koninkryk. En daarom moet ons deel wees as 'n kudde van mekaar se lewens. En dis natuurlik die rede hoekom Paulus in hierdie gedeelte sê, hy vir Tychicus na Efese toe gestuur het. Nou Tychicus was deel van Paulus onder andere se derde reis, en Tychicus is van Asië. In Handelinge 20 vers 4 leer ons hom ken. En daar staan, en tot in Asië het Sopater van Berea hom vergesel, en van Thessalonicense, so Lukas wat skryf, Aristarchus en Secundus, en Gaius en Derbe, van Derbe, en Timotheus. En dan sê hy, en uit Asië, Tychicus en Trophimus. Tychicus en Trophimus was uit Asië gewees. In 2 Timotheus hoofstuk 4 vers 12 lees ons weer van Tychicus, en Paulus sê, ek het hom na Efese gestuur. Nou, daar is 'n rede hoekom Paulus vir Tychicus na die gemeentes toe stuur, is sodat hy die gemeente kan vertel wat met hulle gebeur het en waarmee hulle besig is. En omdat Tychicus saam met Paulus gereis het en saam met hom al hierdie bedieningservarings en bedieningsgeleenthede wedervaar het, kon hy deeglik vir die gemeente sê hoe dit met Paulus gaan. Nou, hoekom moet die gemeente weet hoe dit met Paulus gaan? Want die gemeente moet vir Paulus bid. Hulle het die WhatsApp gehad, of e-mail. Daarom stuur hy vir Tychicus, wat die gemeente moet weet. Hoe kan die gemeente weet om reg te bid, as die gemeente nie weet? En hoe kan hierdie gemeente effektief raak in Christus? Hoe kan ons Efesiërs as 'n gemeente uitleef, as ons net deel is van mekaar se lewens, en op hierdie intieme vlak vir mekaar bid nie? Jakobus sê vir ons in hoofstuk 4 vers 3, julle bid en julle ontvang nie. Want vriende, ek weet julle bid. Ek weet julle bid by die huis, individueel. Julle bid. Ek weet dit. Maar
Maar Jakobus sê ook, julle bid en julle ontvang nie omdat julle verkeerd bid. Ek weet nie of jy dit besef het nie, maar jy kan verkeerd bid. Hy voeg natuurlik by in hierdie gedeelte om dit in julle welliste deur te bring. Jy moet asseblief 'n assessering doen van jou gebede wat jy bid. En sien hoe baie dinge vra jy vir jouself net vir jou persoonlike gewin en vir jou persoonlike voordeel. En dit eintlik is vir die koninkryk te doen nie, daai gebede is verkeerd. Maar daar's praktiese, fisiese dinge waarvoor ons moet bid. En waarvoor ons die Here moet vertrou, dat die gemeente meer effektief kan raak. As die Here week na week meer mense stuur wat wil kerk toe kom, wat nie vervoer het nie, dan raak my kar te klein. En weet julle wat, dan moet ek die Here bid, Here, ek soek 'n ander kar. Maar die ander ou wat klaar 'n kar het en wat nie 'n probleem het nie, moenie bid vir 'n kar nie, want die Here hoef nie om 'n kar gee nie, want hy klaar 'n kar. Verstaan julle, ons kan vir praktiese goed bid, maar ek moet my effektiwiteit as kind van die Here bevorder. En as die Here dan vir ons 'n padkoubas wil gee, dan sal hy dit doen, want hy kan. Dit kan môre gebeur dat die padkoubas hier in die parkering staan, om die gemeente en die werk van die Here te bevorder. En daarom moet ons van mekaar se omstandighede weet en deel wees van mekaar se lewens. En vriende, laat my uitstap op 'n klein dun stukkie ys. Dis een ding wat ek opgetel het, en veral in hierdie gemeente oor baie jare. Dis nou jaar nommer 16, waarin ek en Ronel hier in hierdie gemeente bedien, en hier is in hierdie gemeente mense, wat so privaat is, dat jy niks weet. Niks. Hoe kan ek vir jou bid as ek niks weet? Hoe kan ek vir jou bid en jou help om effektief te wees, as jy nie vir my gaan sê, ek is siek, dominee? Of dominee, ek het 'n probleem, of dominee, hier is 'n krisis. Hoe kan ons as gemeente effektief wees, as ons nie deel is van mekaar se lewe nie? En in hierdie gemeente is dit 'n groot ding. In hierdie oomblik is daar iemand wat geweldig siek is. Niemand weet daarvan. Ek het dit per toeval vanoggend uitgevind. Maar dominee, dis 'n moderne tyd. Ja man, wat maak dit saak? Ek gee nie om is 'n moderne tyd nie. Ons is gemeente. Gemeente is familie. Gemeente in Christus. En dis hoe die kerk behoort te wees. Was nog altyd so, dit moet so wees en dit moet so bly. Kan nie intiem wees met die Here as jy nie intiem is met die gemeente nie. Daarom sê Paulus, juis daarvoor het ek hom na julle gestuur. Ons moet belangstel in mekaar se lief en leed. Ons moet mekaar ondersteun, ons moet mekaar aanmoedig en help. Ja, ons moet mekaar ook vermaan tot goeie werke en Gods vrug. Ons het mekaar nodig en daarom begin ons in mekaar belangstel deur vir mekaar te bid. Elkeen van ons het 'n storie en ek dink baie van ons mis hierdie ding. Elkeen van ons het 'n storie. En ons is vinnig om klippe te gooi, ons is vinnig om te judge, ons is vinnig om te oordeel. Kyk daai ou, kyk hoe doen hulle, kyk wat al hierdie goed. En op die einde van die dag verstaan ons nie mekaar nie. 'n Ma verstaan haar kinders, sy weet hoekom haar dogter sekere dinge doen, sy weet hoekom haar seun op hierdie manier optree, want sy ken hulle. Maar in die gemeente waar ons familie is, broers en susters, en ons sê dit ook, ons is broers en susters van mekaar, ken ons mekaar nie op daai vlak nie, want ons weet nie hoekom elkeen doen wat hy doen en hoekom hy optree soos hy optree nie. En daarom is dit belangrik dat ons vir mekaar bid. Nou vriende, ek gaan vanoggend my nek uitsteek, en dis okay, ek vra nie verskoning daarvoor nie. Ek weet raaklings het ek verlede week net hierna verwys en van die goed het ek reeds gesê. En ek het maar geassesseer, moet ek dit sê, moet ek dit nie sê nie, maar dit is swaar op my hart en ek kan ongelukkig nie anders nie, ek moet dit doen. Gelukkig het julle my nou al leer ken, julle ken my storie daarom, omdat ek in julle gesig is en in jou spasie baie keer. Weet julle daarom ook dat ek neem baie vrymoedigheid met die woord van die Here. En as Paulus dan erns maak en sê, ek stuur Tychicus na julle toe, sodat julle vir my kan bid, vir die bevordering van die koninkryk, en ek het hom juis na julle toe gestuur, dat julle my omstandighede kan ken.
is hier vir ons 'n groot waarheid in opgesluit wat ons moet van kennis dra vandag. So ek is nie skaam nie en ek vra nie verskoning vir wat ek gaan sê nie, want ek glo hierdie is die gemeente en dit is die familie van Christus en dis hoe dit behoort te wees. Nou, reg van die begin af, vriende, luister gou baie mooi. Reg van die begin af, toe God begin werk het met die mens, het hy vir hom strukture in plek gesit. En daai strukture was sodat sy mense met hom kan kontak hê. Dit het begin in die woestyn onder andere met die tabernakel, wat saam met die volk getrek het, en rondom die tabernakel was daar 'n struktuur. Dit was later die tempel, dit was die sinagoges, en nou het ons kerkgeboue. En hierdie strukture het 'n bepaalde ritme, dit het 'n bepaalde program, dit het 'n bepaalde logistiek, dit is bedoel vir 'n bepaalde oogmerk, 'n bepaalde doel. En Sondagoggend se erediens is 'n tyd van, luister baie mooi, korporatiewe. Nou korporatiewe is 'n groot woord, dit beteken almal saam, né? Dit sluit ons almal saam in. Is 'n tyd van korporatiewe lofprysing en aanbidding. Ons sing saam en ons bid saam terwyl ons in die erediens is. Dis 'n tyd wanneer ons gesamentlik luister na die prediking, want almal van julle luister saam in hierdie oomblik, nie waar nie? Ek sien nie iemand met goed in hulle ore nie. So is 'n tyd van saam luister na die prediking en gesamentlik toelaat dat die Here ons gemeente stuur. Dis 'n tyd waarin die fokus uitsluitlik op ons Here en Meester moet wees. Dis nie 'n mensgerigte byeenkoms nie. Die weeklikse byeenkomste. En vriende, as julle my nie glo nie, die boek wat ek geskryf het, het groot vet letters hierso aan die onderkant. Ek het dit met daai caps lock geskryf, dat ek dit nie mis nie. En ek wil nie, u moet dit mis saam met my nie. Die weeklikse byeenkomste van die gemeente. Ek praat van voor die diens, na die diens. Ek praat van Bybelstudie, biduur, jeugbyeenkoms, mannegroep, vrouegroep, noem maar op, wat ook al gereël word, is die platform waar ons op intieme vlak as familie in mekaar belangstel en vir mekaar bid. Dis waar ons kuier. Dis waar nou vir ons lekker koffie maak en ons saam koffie drink. Dis die plek waar ons getuig van wat die Here vir ons gedoen het en waar die Here my gebruik het in die week wat verby is. Is 'n tyd waar ek praat van, of die plek waar ons saam dra aan die las van die lewe. Dis waar ons vra vir gebed. Dis waar ons stoei met die skrifte en soek na antwoorde. Dit gaan nie hier gebeur nie. Dit gebeur by die weeklikse byeenkomste. Wat is jou verskoning? Hoekom jy nie daar is? Ek het die lys. Siekte. Jy gaan werk toe as jy siek is, baie keer, behalwe as jy baie siek is, of afgeboek is. Maar ek het agtergekom onder siekte klassifiseer goed soos 'n kopseer. En 'n verkoue. Ek gaan nou 'n vraag vra. Mag ek net gou sê, miskien het jy 'n goeie rede voor ek die lys doen. En is heeltemal reg en aanvaarbaar. Ek maak nie 'n agterdeur oop. Ek is die laaste ou wat 'n agterdeur oopmaak. Ek, Tiaan, maak nie 'n agterdeur oop. Maar ek wil net sê, daar is redes. Dis heeltemal reg, dis heeltemal aanvaarbaar en dan moet nie die skoen aantrek nie. As jou rede reg is, jy sal nou sien wanneer hy reg is, moenie die skoen aantrek nie. Maar is dit miskien ouderdom? So ek het oud geword. Maar jy gaan ander plekke in jou ouderdom, in die hand, baie keer, is dit werk. Miskien werk jy 'n skof, dan is jy nie daar nie, dan moet jy by die werk wees. Miskien is dit jou sport,
wat jou by hierdie geleenthede weghou. Miskien is daar 'n deadline wat jy moet bereik, 'n taak wat môre moet in. Dan wonder ek net hoekom jy vanaand nog aan hierdie taak moet werk. Eintlik moes dit lankal gedoen gewees het. Miskien is dit voelie. Voelie lekker. Miskien is jou rede veiligheid. Dominee, ons leef in 'n moderne tyd en julle is benoud vir dit wat aangaan in Port Elizabeth tans, ek weet nie of julle weet nie. Meer as 30 mense al doodgeskiet in hierdie week in Bethelsdorp. Gang violence, dit gaan rof. En dit gaan erger word. Miskien sê jy vir my, Dominee, daar sê, jy het my nou gehelp, veiligheid. Ek kan nie Bybelstudie toe kom nie, ek kan nie voor die diens bid nie, ek kan nie na die tyd Bybelklas bywoon nie, ek kan nie die vroue nie, ek kan nie die manne nie, ek kan nie bidure nie, want dis veilig, dis nie veilig nie. Ek kom by die huis, dis donker en miskien oorval iemand my. Dink baie mooi. Miskien sê jy, dis die skool, Dominee, die onderwysers daar by die skool. Hulle is baie ongenaakbaar en daarom het ons huiswerk en ons moet môre reg wees as ons by die skool kom. Miskien is dit take of wat ook al, noem maar op. Ek dink die lys gaan eintlik baie lank en ver aan. En ek het maar net so uit my duim probeer suig in my persoonlike ervaring wat ek al alles gehoor het, hoekom mense nie hierdie geleenthede bywoon nie. En hoekom ons as gemeentevriende, luister baie mooi, nie intiem by mekaar uitkom om intiem vir mekaar te bid, sodat ons as gemeente meer effektief kan word vir die koninkryk nie. Paulus sê, bid vir my, en waarvoor vra hy? Dat wanneer ek my mond oopmaak, ek met meer vrymoedigheid kan spreek. En wanneer ons intiem deel is van mekaar se lewens, dan gaan die gemeente meer effektief word. En as dit nie gebeur nie, vriende, gaan ons oneffektief bly in die wêreld daar buite. So ek vra nou net in die lig van die lysie wat ons genoem het, en miskien het jy jou eie rede, wat ek nie eers opgenoem het nie, dan is dit ook oukei. Ek vra vir jou, het jy jou verskonings met die Here bespreek? Het jy met jou verlosser, wat sy hemelse woning verlaat het, sy gemak prysgegee het, en aarde toe gekom het? Het jy vir hom gevra of jou verskoning die regte een is? Stem my saam, dat jy die regte verskoning gebruik. En dit kan wees, né? Ons is eerlik vandag, dit kan wees dat jou verskoning by die Here verby is en hy het sy goedkeuring gegee. Ek weet nie. Maar as jou rede, hoekom jy nie intiem betrokke raak by die gemeente nie, die weeklikste beweging van die gemeente nie. As jy nie 'n verskoning het nie, en die Here se goedkeuring dra dit nie weg nie, miskien is daar 'n oplossing daarvoor. Miskien moet jy dalk net bid oor die saak en sê, Here, is daar 'n oplossing vir my probleem? Is daar miskien 'n manier hoe ek dit kan aanspreek? Miskien sien jy dit net nie. Ek kom baie keer agter met myself, daar's sekere goed wat ek net eenvoudig net nie raak sien nie, en dis voor die hand ligging. En dan is dit dalk net nodig dat jy die ouderlinge van die gemeente inroep en sê, hoorie, ek het hierdie probleem, ek wil graag daar wees, ek kan nie daar kom nie. Ek meen, soos party mense doen. Ek wil daar wees, maar kan nie. Hoe kan ons my probleem oplos? En dan kom die ouderlinge in die kerkraad en sê, maar hier is 'n oplossing vir die probleem. En uitgesorteer. Wat ek net wel weet, vriende, hierdie is baie belangrik. Handelinge 2 vers 42 tot 47 sê die gemeente het eendragtig volhard. Eendragtig volhard. Dit sê ook hulle was by mekaar. As jy kyk na Handelinge 5 vers 12, hulle was almal eendragtig saam. Elke keer wanneer jy lees van die gemeente van Christus, is hulle eendragtig by mekaar en deel van mekaar se lewe. F.B. Meyer het geskryf, many would be strong, but fail because they forget that they can be effectively so only in the Lord and in the strength of His might. Paul had a very vivid conception of the powerful forces that are arrayed against the church.
He's not dealing here especially with our personal temptations, but with those hosts of wicked spirits that lie behind the evil of the world. It is probable that the vast systems which oppose the gospel, the philosophies, the temples, priests of false religions, a trade in strong drink, impurity and like evils, and dan, mens kan enigiets daarin sit, are directly promoted and furthered by the agency of evil spirit in arms against God. Nou vriende, nou wil ek jy moet op die punt van jou stoel sit, en jy moet asseblief baie mooi luister. F.B. Meyer gaan aan, hy sê die volgende, hy sê, we must be pure and holy, if we are to prevail against evil. And especially, luister mooi, especially must we give ourselves to prayer. To prevail in this warfare, we must diligently employ the weapon of all prayer. Tychicus carried this letter. He was faithful to the end. Ek wil vir julle byvoeg wat Ian Bounds gesê het oor die onderwerp van gebed. Hy sê, helaas, how the unbelief of men has limited the power of God to work through prayer. What limitations have disciples of Jesus Christ put upon prayer by their prayerlessness? En ek het net vir u gesê, ek weet u bid, maar ons bid nie almal saam nie. Daar is waar die krag lê. How the church, with her neglect of prayer, has hedged about the gospel and shut the doors. Ons vra, waar is die bekerings? Ons vra, waar is die wedergeboortes, Here? Waar is die gemeente wat oorloop? Waar is die herlewings? Die kerk het opgehou om eendragtig saam te bid. Vriende, daar is ons fout. Daar is ons krisis. Dit is niks anders nie. Dis dit. Hier is ons ding. Paulus het aan die gemeente in Kolosse gevra om vir hom te bid. Paulus het vir die gemeente in Thessalonika gevra om te bid. Ek kan vir julle al die verse gee. Waar is die herlewings? Waar is die bekerings? Ons bid nie. Vriende, God werk. Ons mag dalk sê, watter tipe God aanbid ons in ons tyd? Waar is hy? Hy werk. Jesus het gesê, my Vader werk nog altyd en ek werk ook. Maar ons het hom vasgebid. En ek weet as mense wat sê, ons kan dit nie doen. Ek sê vandag vir julle, ons kan God vasbid. Deur nie te bid nie. Deur nie eendragtig aan die voete van die Here te wees nie. Ons het hom beperk met ons griesame gebrek aan deurdringende korporatiewe gebed. Die Here werk, die Here is almagtig, hy wil red, hy wil gee, hy wil wonderwerke doen, hy wil sy beloftes waarmaak. Maar hy wag dat sy kerk sal opstaan en die plek inneem van magtige gebedssoldate. Johannes 15 vers 14 sê Jesus, julle is my vriende as julle doen wat ek julle beveel. In vers 16 sê hy, julle het my nie uitverkies nie, maar ek het julle uitverkies en julle aangestel om vrug te gaan dra en dat julle vrug kan bly, luister, sodat wat julle die Vader ook al in my naam vra, hy julle dit kan gee. Ek sê vir die musikante vanoggend, ons, die gemeente, het die Here vasgebind, het opgehou bid, korporatief, en het die Here beperk. Daar's niks in die ganse wêreld wat God nie vir sy kinders wil gee nie. As dit sy naam sal verheerlik en die koninkryk sal uitvorder of bevorder. Daar's niks wat hy nie sal gee nie. En hoe weet ek dit? Hy het gesê in sy woord,
klop en vir julle sal oopgemaak word, soek en julle sal vind. Hy gee nie 'n skorpioen as sy kind vir hom 'n eier vra nie. Dis nie hoe God is nie. Hy kan vir ons enigiets gee. Daar's 2 gebede in die hele Bybel wat nie verhoor is, slegs 2. Jy kan die hele Bybel deurlees van Genesis tot Openbaring en elke gebed van elke kind van God is gehoor en is gegee wat hulle wou gehad het. Die een gebed wat nie verhoor was nie, was Paulus se doring in die vlees. Ons weet nie hoekom. Die ander gebed was Dawid se gebed vir sy buiteegtelike kind. Dat die Here die kind sou spaar. Die Here het kind het gesterf. En dan sê hulle vir my, Donie, maar ja, wat van Jesus se gebed daar in die tuin van Getsemane? Hy het gevra, Vader, as hierdie beker by my verby kan gaan, maar Here sal onthou, die Here Jesus het self 'n clause in sy gebed ingebou. So daarom is daai gebed nie verhoor nie. Hy het gesê, nogtans nie wat ek wil nie, maar wat U wil. En daarom is Jesus gekruisig aan daai kruis. En hy het geweet, dit is wat moet gebeur. So vriende, ek gaan begin beweeg na einde toe, net om van U wakker te kry, dat julle mooi kan hoor. Ek weet as die dominee sê ek is nou klaar, dan is ons weer vol energie. Ek weet die omstandighede druk op ons, en baie keer is ons moeg, dan sukkel ons. Maar vriende, hier kom 'n groot waarheid, en ek wil hier moet asseblief reg sit, en ek wil hier moet aandagtig luister. Ek het 'n paar goed in vetletters geskryf ook hierso. Luister mooi. Die Here Jesus sê, julle het my nie uitgekies nie, ek het julle uitgekies, en die doel was, dat julle sal bid, dat julle effektief sal wees in my koninkryk, en dat wat ook al julle my Vader in my naam vra, dat julle dit sal kry. So, nou het iemand geskryf, the main object of choosing us as his disciples and of friendship with him was that we might be better fitted to bear the fruit of prayer. Prayer always drives directly at an object and seeks to secure a desired end. Prayer is asking, seeking, and knocking at a door for something we do not have, but that we desire, and that God has promised to us. Vriende, gebed. Gebed is daardie kanaal waarmee ons met God kontak maak. En wanneer God se kinders nie gaan vas staan in daardie aktiwiteit nie, dan gaan ons geweldig baie verloor. Ek wil vandag 'n belofte maak en ek gaan daarop staan. En as die Here my dan vernietig of my verkeerd bewys, is dit heeltemal reg so. As jy gaan opdaag vir die byeenkomste van hierdie gemeente buite die erediens, praat vir almal, elkeen wat jy kan bywoon, elkeen binne jou vermoë. En dan veral woensdae se Bybelstudie, tye van gebed asseblief, jy moet dit nie mis nie. Maar met 'n rein hart, 'n ware begeerte dat God sal doen wat hy beloof het, en 'n toegewyde gesindheid om vas te staan in gebed op die beloftes van die Here. Luister, dan sê ek vandag, dan sal Port Elizabeth en Jeffreys Bay en Uitenhaag en Dispatch net die begin wees van 'n magtige herlewing binne die volgende jaar. Want dis wat Jesus gedoen het met 12 manne wat hy vir 3 jaar opgelei het. En wat hy gesê het, bly net hier en bid tot julle die Heilige Gees het. En toe hulle die Heilige Gees ontvang, toe gaan hulle uit en toe keer hulle die wêreld op sy kop. Soveel so dat meer as 2000 jaar later ons in Port Elizabeth in 'n kerkgebou sit. En weet julle wie se skuld is dit? Petrus en die ander apostels. En dink hoe asemrowend sal dit wees as jou getuienis oor 2000 jaar nog steeds effektief is. Omdat ons gebid het. Dis wat die Here wil doen. Persistent prayer is so all-powerful and irresistible that it obtains promises
and wins where the prospect and promise seem to be against it. Failure to pray entails, julle hierdie het my hart aangegryp, failure to pray entails losses far beyond the person who neglects it. As jy nie gaan deel wees van hierdie tye van gebed, gaan jy nie net jouself benadeel nie, maar die kerk van God. Vriende, ek gaan amen sê. Ek het 'n paar goed wat ek graag wil byvoeg. Ek sal dit volgende week doen as die Here my spaar. Maar kom ons vol staan by dit. Amen. Vader, dankie dat ons kan stil wees voor U, die Almagtige, die glorieryke, die heilige en lewende God. Here, U is lofwaardig. U verdien ons lofprysing, ons aanbidding. U verdien dat ons voor U val op ons aangesig en sê, Here, wee my, ek is sondig. Maar ook, Here, hier is ek, stuur my. Here, ons het skuwe om te maak, ons het besluite om te maak. Ons het aanpassings om te doen. Want U kerk het passief geraak. U kerk het oneffektief geraak. Ons sit persoonlike gemak en persoonlike voorkeure en persoonlike gesondheid en persoonlike wat ook al bo ons verantwoordelikheid teenoor U. En dit, Here, in op sigself is 'n sonde net om daaraan te dink. Terwyl U alles gedoen het om hierdie struktuur vir ons in plek te sit. Ek bid, Here, dat U kinders weer sal opstaan en standpunt sal inneem saam met Hom wat die oorwinning klaar behaal het. Dat ons saam met Jesus in die geveg sal tree en staande sal bly deur die oorlog tot U die uitkoms bring. In ons eie krag, Here, is dit moeilik. Ek weet ons vergeet maklik. So vinnig soos wat ons hierdie woorde gehoor het, so vinnig vergeet ons dit wanneer ons uitstap of selfs net opgestaan het na die laaste lied. Here, dis hoe kortstondig ons lojaliteit teenoor U is. En ek wil vra, Here, dat dit vandag sal verander. Dat U kinders vandag in vrees en bewering sal huis toe gaan, wetende, ek is skuldig voor die Almagtige. Hoe durf ek? Here, vergewe my. Ek smeek uit U genade, Here, terwille van Jesus se eer, terwille van U naam. Amen.